Here, ek onthou die dag toe U vir Jesaja in die gees weggevoer het in die sterfjaar van koning Josia, toe hy die hemel geopen gesien het en die engele skare gesien het en die serafs gesien het wat uitroep daar in Jesaja 1, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Terwyl hulle oë bedek, hulle aangesig bedek in die heerlikheid van God en hulle sing, die aarde is van sy heerlikheid vol en sy soem vul die tempel. Ek sien uit na daardie dag, Here, wat ek my stem kan voeg in die hemel is saam met die serafs en ek saam met hulle kan uitroep, heilig is die Here van die leerskare. Ons sien uit na so 'n dag, Here, wanneer die lam wat waardig is om die boek te neem, die seels sal breek van daardie boekrol en al die lewende wesens en almal wat die naam van Christus bely sal uitroep, waardig is die lam om te ontvang die lof en die krag en die heerlikheid en die majesteit tot in ewigheid. Want U het ons met U bloed gekoop uit elke stam, nasie, volk en taal. En Here, ons is nou reeds besig om ons voor te berei. Ek wil nie wag net vir daardie dag nie, nee, nou reeds wil ek uitroep, U is heilig, o Here. U is groot en baie lofwaardig. My siel sal U nog loof. Met my mond sal ek psalm sing tot eer van U naam. My hande sal ek verhef en op elke plek sal ek U naam bely. En soos gemeente roep ons vanmôre, soos hierdie lied, roep ons daar die karaktereienskap van God. Ons roep dit uit, ons God is 'n heilige God. En saam met dit herinner ons dat U aanbidding soek wat in waarheid en in gees is. U soek diegene wat U met vrees en bewering dien. Wat heilig is soos wat U heilig is, wat die heilig maak en najaag en die vrede waarsonder niemand God sal sien. Help ons, Here, dat ons waardig die roeping sal wandel. Dat ons reinheid sal soek. Dat ons verander sal word deur die vernuwing van ons gemoed. Want ons gaan leef saam met 'n heilige God vir ewig. En U het vir ons geleer dat niks onrein in U teenwoordigheid mag inkom. Maar daardeur sê ek ook dankie vir U bloed. Want ek is nooit waardig geag nie. Ek is 'n mens onrein van hande. Maar die bloed van Jesus Christus en my geloof daarin en my belydenis daarin het my gereinig en my geregverdig. Ek is nou die geregtigheid van God deur die bloed van Jesus Christus. En daarvoor sê ons vir U baie dankie vanmôre. Ek vra dat U verheerlik sal word in hierdie diens. Dat U naam geheilig sal word. Dis my gebed in Jesus naam. Met danksegging. Amen. Amen. Loof die Here. Heilig is die Here van die leerskare. En Satan se missie is om sy naam te ontheilig. Weet selfs op die platform van hierdie wat noem hulle die stand-up comedians. Hierdie komediante. Weet jy wat is hulle belydenis? We intend to leave nothing sacred. Met ander woorde, komediante van vandag gaan daarop uit om alles wat heilig is te ontheilig in die naam van satire. In die naam van komedie. Wees versigtig. Mense sal dink komedie is onskuldig. Gaan hoor bietjie hoeveel maal word die naam van die Here ontheilig.
in die gesprekke van mense en hierdie komediante. Jy sal nooit hoor, en dis kom ek sê, Satan is daarop uit, om dit wat heilig is te ontheilig. Yes, amen. Jy sien, Satan is nie gepla om dinge te ontheilig wat vals is nie. Jy sal nooit hoor dat mense sê, in die naam van Mohammed, of o my Hare Krishna nie, want dis vals gode. Satan mos nie sy tyd met vals gode nie, hy wil die naam van die ware God ontheilig. Yes. Dis hoekom mense die woorde van God so misbruik, Yes. as lastertaal, die naam van Jesus as 'n lasterwoord gebruik. Jesus. Dit sê vir 'n mens iets, maar hier is ons saam, om die naam van Jesus te heilig, Jesus. om hom te verhef, om hom die eer te gee wat hom toekom. Jy weet, alles wat van hierdie aarde af opgaan, gaan in die ore van God in. Hy hoor dit wat mense spreek. Hy hoor hoe hulle sy naam as 'n sweerwoord gebruik. Hy hoor dit elke dag. Hoe sou jy gevoel het as jy elke dag moet hoor hoe u naam misbruik word? Hoe jou naam verpletter word vir alles wat weer van weer. En daarom vind ek in myself, ek maak dit my missie, soveel as wat ek die geleentheid kry, om die naam van Jesus te eer en te heilig oral waar ek gaan. En ons is vanmôre hier om sy naam te heilig. Miskien, broers en susters, terwyl daar nou op hierdie oomblik soveel daar buite is wat God se naam ontheilig, sal ons nie sy naam heilig hier vanmôre. Dat dit ook in sy ore kan ingaan vanmôre. Maar wil u nie sommer net daar waar u sit, net 'n oomblik neem en sê, Here Jesus, ek erken as die koning van my hart. Ek erken dat u is heilig en dat u my roep tot heilig maak. Wil jy nie net om net vereer daar vir 'n oomblik wees? Laat dit ook in sy ore ingaan. Die noem van u naam is kosbaar. Die naam is so salf wat uitgevee is. Hier is van die lof van elke lid wat u naam bely. Ons bely as ons koning en ons Here. Ons vereer, ons heilig die naam. Ja, heilig is die Here. Gesien op die WhatsApp dat vanmôre se tema is ons koning, kom! Broer en suster, het jy nog daardie lewende hoop in u? Yes. Dit is so dat sommige mense soos wat die tyd aangaan, wil vir my voorkom asof hulle moed verloor. Asof hulle hoop verloor. Maar ons is vanmôre hier om u hoop weer aan te vuur. Dit ry. Ons is hier om u hoop aan te vuur. En ek vertrou dat na vanmôre, soos wat u dalk krepel hier ingestap het, dat u met 'n huppel en 'n sprong hier sal uitstap vanmôre. Met 'n lewende hoop. Jesus kom spoedig terug. Met dit 'n gedagte, wil u nie saam met my lees? Ons gaan na die boek van Sagaria vanmôre. Kan u my hoor? Is dit? Ek sien sommige mense frons, weet ek nie, is daar iets fout met my klere dra? Of is dit omdat iemand nie kan hoor? Kan almal my hoor? Ja. Jong, kan jy my hoor? As jy my kan hoor, kan almal my hoor. Okay. Sagaria, ons gaan net een vers lees in hoofstuk 14. En wel vers 9. Sagaria 14 vers 9. En die Here sal koning wees oor die hele aarde in die dag. Let op daardie woorde, in die dag sal die Here een wees en sy naam een. Wow! In die dag. Jy weet hierdie woorde van Sagaria, as jy die boek Sagaria lees,
dan kom jy agter dat oor en oor verwys hy na 'n glorieryke dag wat gaan aanbreek Yes. iewers in die toekoms. Want Sagaria het geprofeteer 400 plus jaar voordat Jesus Christus na die aarde toe sou kom. En in die jaar 400 plus voor Christus profeteer hy oor 'n dag wat gaan aanbreek. 'n Heerlike dag. As jy gaan kyk, kom ek wys dit vir jou op 'n paar. As jy gou teruggaan na Sagaria 2 toe. Dan sê hy daar in vers 11, jy sal sien weer en weer en weer gebruik hy hierdie frase en in die dag. En in die dag. Oor en oor. Soos jy hierdie boek Sagaria lees. Hoofstuk 2 vers 11, ek gee dit vir jou voorbeeld of 2. En baie nasies sal hulle in die dag by die Here aansluit. En hulle sal my tot 'n volk wees. En ek sal in jou midde woon. Dan sal jy weet dat die Here van die leerskare my na jou gestuur het. Sien jy daai woorde? En in die dag sal hulle my tot 'n volk wees. Blaai gou na Sagaria 12. Kyk na vers 3. En in die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke. Elkeen wat dit optel sal hom daarmee sekerlik seermaak. En al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word. Vers 4. In die dag, spreek die Here, sal ek al die perde met verwarring slaan en hulle ruiters met waansin, maar oor die huis van Juda sal ek my oë oophou, terwyl ek al die perde van die volke met blindheid slaan. Vers 6. In die dag sal ek die stamhoofde van Juda maak soos 'n pan met vuur onder 'n hoop hout en soos 'n brandende fakkel onder gerwe. Hulle sal regs en links al die volke rondom verteer, maar Jerusalem sal nog bewoond wees op sy plek in Jerusalem. Vers 8. In die dag sal die Here die inwoners van Jerusalem rondom beskud en die struikelinge onder hulle sal in die dag soos Dawid en die huis van Dawid soos 'n hemelse wese, soos die engele van die Here voor hulle uit. Vers 9. Ook sal ek in die dag daarna soek om al die nasies wat in Jerusalem aankom te verdelg. Vers 11. In die dag sal die rouklaag groot wees in Jerusalem, soos die rouklaag van Hadad Rimmon in die laagte van Megiddo. Kan jy sien? Hoor en oor in die dag. Miskien nog net een in hoofstuk 14 vers 4. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant. En die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal. En die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. Och broer en suster, ek weet soos tyd gehad om elke versie van in die dag individueel te bespreek. Maar kom ons som dit op. Wanneer jy deur hierdie gedeeltes gaan, dan kom jy tot die slotsom dat wanneer Sagaria praat van in die dag, dan praat dit nie van 'n 24 uur dag nie. Dit kan nie, want al die goed kan nie op 24 uur gebeur nie. Ons sien dat wanneer Sagaria na die dag verwys, dan praat hy van 'n periode van tyd. Of 'n tydsera. Wanneer hy sê en in die dag. En die dag is mos vir die Here soos 1000 jaar. Maar wat ons wel weet, is dat die dag waarvan hy praat, het reeds begin. Dit het reeds begin. Spesifiek
die dinge waarna Sagaria verwys, sê vir ons dat hierdie dag se beginpunt was toe Israel weer gebore was as 'n nasie. Wanneer was Israel weer gebore? Nadat hulle in ballingskap weggevoer was. Wanneer was hulle weer gebore? 1948 was Israel hergebore. Het hulle weer 'n volk geword. En ons weet dat hierdie gebeure wat ons hiervan lees, het begin afspeel vanaf die hergeboorte van Israel. En ons weet dat alles wat hier geprofeteer is, uiteraard het nog nie tot vervulling gekom nie. Maar ons weet dat die dag begin het en dat daar nog dinge is wat vervul moet word. Weet jy wat word nou vervul op die oomblik wat Sagaria geprofeteer het? Sagaria 12. Kom ons lees dit net geweer. Hy sê in die dag maak ek vers 3 Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke. En elkeen wat dit optel sal hom daarmee sekerlik seer maak. Ons sien volke word baie seer gemaak op hierdie stadium. Die wat teen Israel opstaan. En al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word. Ons sien hierdie opmars, 'n wêreldopstand wat ontwikkel teen die volk Israel. En die vyand is baie slim, want hy maak Israel uit as die groot vyand van die wêreld. Deur te sê dat Israel is die terroris en die wêreld rondom is die offers, die slagoffers. Vyand is baie slim. Terwyl die wat op Israel aanval, hulle is die terroriste. Maar hoe sê Jesaja 5? Dit wat sleg is, sal goed wees. En dit wat goed is, sleg. Dit wat soet bitter en dit wat bitter soet. Dis nou besig om vervul te word. Vers 8, dis waarin ons nou leef. In die dag sal die Here die inwoners van Jerusalem rondom beskud. Ons sien dit ook. Jerusalem en Israel is 'n klein spikkel op die wêreldkaart. So klein gedeelte. En ons sien al daai nasies rondom Israel wat teen Israel oorlog voer. Maar ons sien hoe God vir Israel bonatuurlik beskud. Hulle is in die minderheid. By ver. Maar as God met my is, wie kan teen my wees? Amen. Een van ons sal 1000 op die vlug laat jaag. En 2 van ons sal die legioene laat veg. Sommige vertrou op perde. Ander vertrou op strydwaans. Maar ons vertroue is in die naam van die Here. Ja, die vyand sal op ons aanval, maar op 7 paaie sal hy voor ons uitvlug. En ons sien hoe die Here al hierdie beloftes waarmaak vir Israel. Ek sê nie Israel is perfek nie. Ek sê nie Israel tree altyd goddelik op nie. Inteendeel, dis 'n sekulêre staat. Maar daar's 'n belofte wat God teenoor sy volk gemaak het. En wie weet dat God breek die beloftes nie. Amen. Hy het 'n ewige verbond met hulle. Gaan lees die verbond wat God met Abraham aangegaan het in Genesis 15. Gaan lees dit. En dit is sy ewige verbond. En as God sê ewig, dan bedoel hy wat hy sê. So ons sien dit word in vervulling kom. Daar is nog baie dinge uiteraard wat vervul moet word. En dit gaan vervul word. Alles wat Sagaria gespreek het, dit gaan vervul word. U kan daai woord maar vat. Nou broer en suster, hierdie vers wat ons in hoofstuk 14 van Sagaria gelees het, vers 9, dit gaan ook vervul word. En wat 'n wonderlike belofte is dit nie. Waar hy sê, en die Here sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die Here een wees
en sy naam een. Dit is nog die vervulling. Die kennis van die Here het nog nie die hele aarde vervul nie. Want daar is nog boosheid, daar is nog onkruid tussen ons. En die onkruid het al so ver ontwikkel, dis tot binne in die kerk. Ons sit met 'n afvallige kerk. Maar in die dag sal die kennis van die Here die hele aarde vul. En die Here sal koning wees oor die hele aarde. En in die dag sal die Here een wees. Daar sal nie baie gode wees nie. Almal sal weet dat die Here is die ware God. In die dag waarvan hy praat, gaan daar nie veel godery wees nie. Daar gaan nie ander volke wees soos Chinese of Japaneese of wat ander gode gaan doen nie. Nee, in die dag sal die hele wêreld weet, daar is net een God. Almal sal dit weet. En as iemand dit waag om 'n ander God te aanbid, daar is gevolge. Gaan lees Sagaria 14. Want daai dag is nog hier nie. Hy's nog hier nie. But it's coming. It's coming. Die Here sal een wees en sy naam een. Maar op hierdie stadium, my liewe vriende, is die wêreld in rebellie teen God. Op hierdie huidige dag waar ons vandag is, verwerp die wêreld die standaarde wat God daar gestel het en hulle verwerp sy heerskappy op aarde. Hulle wil hom nie hê nie. En Jesus het dit geprofeteer. Ons is besig om die gelykenisse deur te gaan van Matteus 13. Maar daar's 'n gelykenis in Lukas 19. En as jy vers 14 gaan lees van daardie gelykenis, dan sien ons dat Jesus het voorspel dat ons in 'n dag gaan kom waar die wêreld hom gaan verwerp. Kom ons lees dit net, Lukas 14. Ekskuus, Lukas 19, nie Lukas 14, Lukas 19, vers 14. Hy sê, maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesandskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. Ek kan gerus die hele gelykenis van die ponde gaan lees. Maar dit was verwysend na Jesus Christus. Maar die wat op aarde was, die bewoners van die aarde sê, ons soek hom nie as koning. Wanneer jy gaan lees, wat was die volk se uitroep gewees toe Jesus voor Pilatus staan, daar in Johannes 19 vers 15. Wat was hulle woorde? Ons het geen koning nie as die keiser. Hulle het Jesus verwerp. En broer en suster, vandag is dit soos in daardie dag toe Jesus op aarde was. Die wêreld verwerp Jesus. Jy sien broer en suster, op hierdie stadium is die wêreld in die greep van die magte van duisternis. Dis die magte van duisternis wat die gedagtes van die mens besoedel met die grootste vuilheid en drek en gemors en duisternis. Ons is nou in die dag waar die mens die standaarde van God totaal en al verwerp en sy heerskappy verwerp. Ons is nou in die dag van Lukas 19 vers 14 waar ons sê, ons soek hom nie as 'n koning. Dit is waar ons op hierdie stadium verkeer. In die dag. Jy sien broer en suster, die mens het aan Satan die heerskappy oor hierdie aarde afgestaan.
En is dit nie interessant nie, dat die vyand dit so reg gekry het, dat die wêreld nie God se standaarde wil aanvaar nie, maar hulle forceer hulle standaarde op die kind van God af. Wat is God se standaarde? Liefde, vrede, eerlikheid, opregtheid, reinheid, vergewensgesindheid. Sal jy sê dat hierdie standaarde is begeerlike standaarde? Is dit standaarde wat u en ek begeer? Maar wat doen die wêreld? Die wêreld sê, ons soek nie hierdie soort van standaarde nie. Wat is die wêreld se standaarde? Geweld, misdaad, haat, bitterheid, boosheid, onreinheid, perversiteit. Noem dit op. Maar dis die standaarde wat die wêreld voorhou. Liewe vriende, wanneer gaan daardie dag kom, wat die mens gaan moet besef, ons het Jesus nodig. Ons het sy standaarde nodig. Ons het sy heerskappy in ons lewe nodig. Wanneer gaan die mens dit besef? Maar broer en suster, ek het gesê, ek het gekom met goeie nuus. En ek wil vir u vanmôre sê, daar is goeie nuus. Want daar kom 'n dag wat hierdie wêreld dit sal besef. En hulle dit sal moet aanvaar. Daar kom 'n dag waar die regering van die Satan tot einde gaan kom. Daar kom 'n dag waar die regering van misdaad en besoedeling en perversiteit tot einde gaan kom. Ja, daar kom 'n dag wat Jesus gaan heers as koning oor die hele aarde. En Sagaria het dit geprofeteer. Oor die hele aarde. Broer en suster, weet jy dat die aarde behoort aan die Here? Dis sy eiendom. Hy het dit geskape. Die vee op 1000 jewels behoort aan hom. Die aarde is myne en die volheid daarvan. Dis die Here se. En die Here het die mens gemaak en hy het vir die mens gesê, ek gee aan julle administratiewe bestuur oor die aarde. Daarom het die Here stel die mens aan sê, heers oor die aarde vir my, heers oor my eiendom. En versorg dit. Kyk mooi na my eiendom. Maar lyk my die mens is soos klein babietjies. In steede van om te sien na God se eiendom, wat doen die mens met dit? Hulle verkragt dit. Hulle besoedel dit. Hulle vernietig dit wat God goed gemaak het. Sien dan hierdie dag, God het vir jou en vir my, vir die mens, het hy al hierdie pragtige dinge gegee en gesê, kyk mooi. Maar toe kom die mens en in steede daarvan dat hulle by God se standaarde bly en aan God gehoorsaam is teenoor die oproep wat God gemaak het, moenie eet van hierdie boom nie. Wat doen die mens? Hulle draai hulle rug teen God se opdrag en hulle luister vir daardie tweegesig vyand, vir daardie een met die gesplete tone, daardie reptiel, daardie bose owerste wat niks anders kan doen as lieg nie. Wat het Jesus vir ons gesê? Julle het die duiwel as vader, want hy is 'n leienaar van die begin af, daar in Johannes 8 vers 24. Want hy lieg en hy is die vader van die leuen. Maar wat doen die mens? Ons glo die leuen. En op daardie oomblik toe die mens die leuen glo, toe staan hy
daar die posisie waarin God ons geplaas het, om te heers oor aarde, staan ons dit af. Aan die duiwel self. En hy bekleed daar die posisie, tot en met vandag. En hy sal daar die posisie bekleed, tot en met die dag. Die dag, wanneer Jesus koning sal wees, oor die hele aarde. Maar vandag is hy die administratiewe bestuurder hier op aarde, want ons het dit aan hom afgestaan. Hoe dit gebeur? Wel, Romeine 6 sê vir ons baie mooi hoe dit gebeur. Hoor wat sê Romeine 6. Dis presies wat gebeur. Vers 16. Hy sê, weet julle nie, dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees. Ek sê dit gaan oor gehoorsaamheid. Wie jy ook al gehoorsaam, jy word 'n diensknegt van daardie een. En die mens was gehoorsaam aan die woord van Satan. Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Ons het diensknegte van die sonde geword, wat lei tot die dood, want die loon van die sonde is die dood. Romeine 6:23. En wat is sonde, Amartia? Om die merk te mis. Wat is die merk? God se woord. Gehoorsaamheid. Die waarheid. Dis die merk. We missed it. And we missed it by a long shot. Maar dank God vir Jesus Christus, wat gesê het, julle gaan nooit daardie merk kan raak skiet nie. Maar ek is die waarheid. En ek sal my lewe vir my skape aflê. Al wat julle moet doen is, glo in my. Glo in God, glo ook in my, Johannes 14. En ek dank God vir sy seun, Jesus Christus. In hom is ons geregverdig en maak ons die merk. So, die Satan is vandag oor ons, want ons was ongehoorsaam. Hy word vandag genoem die owerste van die wêreld. Dis wat Jesus hom genoem het, daar in Johannes 12:31, Johannes 14:30, Johannes 16:11, die owerste van hierdie wêreld. 2 Korintiërs 4:4 noem hom die God van hierdie wêreld. Saam met Efesiërs 2 vers 2, die owerste van die mag van die lig. Hy is dit vandag nog. Dis wie hy is. Hy word ook genoem, weet jy, daar is nog 'n naam van hom. Hy word genoem in Openbaring 9 vers 11. Abaddon. Wat 'n naam. Abaddon. Wat beteken in Grieks? Waar is al my Griekse kundiges hierso? Hendrik, hoe is jou Grieks op? Ons werk nog aan. In Grieks, my kan dit maar gaan lees, Openbaring 9:11 sê dit. Dis nie wat ek slim klink nie, dit staan daar. Dit staan, dit word genoem Apollyon. Baie van hierdie goed is wat jy opstop die dak, wat jy ook so. Het die naam Apollyon. Jy het gesien. Interessant. En wat beteken dit? Verwoester. Jy sien, dis Satan se missie. Hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Hy's 'n verwoester. Hy kan niks anders doen as om te verwoes nie. En wat sien ons vandag? Die mens wat aan hom onderworpe is, hulle families word verwoes, hulle huwelike word verwoes, die kinders se lewens word verwoes. Hy verwoes alles. As jy aan hom onderwerp. Jy sien dit dalk nie vandag een af nie, maar glo my, dis sy missie. Somstyds doen hy dit oor 'n tyd, somstyds sommer vinnig. Afhangend van hoeveel jy aan hom onderwerp. Hy's 'n verwoester. Maar daar kom 'n dag. Sy dag kom. Waar die Here koning oor die hele aarde sal wees. Ek het daardie nuus vir u.
dat die Here se regeringstyd is op hande. Hy gaan binnekort terugkeer. En kan ek vir u so 'n bietjie vertel van hoe gaan dit wees in daai dag? Want jy sien, die profete het vir ons 'n pragtige beeld geskets, as jy so deur die profeteboeke lees, om vir ons te motiveer, om vir ons te skyn. Hierdie profeseë is soos lig wat skyn in die duisternis. Ek dink ek loop na my geheue, slaap nie in die steek nie, maar as jy lees hier in 1 Petrus, my senior sal my kan help, wat daar by die Vrydag is. Was dit in 1 Petrus wat hy praat van die profete wat se woorde skyn soos lig in die duisternis? Kom ons kyk dit gou. As ek hom nie het nie, dan ag, vergewe my. Ek het gehoop is 1 Petrus 1:18, maar dit is toe nou nie so nie. Ja. Miskien is dit vers 10. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of 'n hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Die profete het vooruit gesien, en hulle het getuig oor dit wat kom. Hulle het ons opgewonde gemaak oor dit. Kyk gou 2 Petrus 1 vers 19, my oog val nou daarop. Lees gou daar. Hy sê, en ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle nog moet ag gee, soos op 'n lamp, wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die môrester opgaan in julle harte. En ons weet wie is die blink môrester. Maar hy sê, hy het vir ons die profetiese woord gegee wat vas is, wat skyn soos in 'n donker nag. Kyk, kom ons kyk gou wat het die profete gesê, hoe gaan daardie dag wees? Ons weet daardie dag gaan gekenmerk word deur globale vrede. Vrede! En dis hoekom ons so oor mekaar uitspreek, mag die vrede van God, Filippense 4, wat alle verstand te bowe gaan, julle sinne bewaar, tot op daardie dag. Want dan sal dit net vrede in my hart wees nie, dit sal vrede rondom ons wees. Jy sien, as jy in Christus is die vrede in my. Dis dan terrible as daar 'n storm in jou is. Daar's klaar storm buite. Imagine, daai storm is nog binne ook. Maar dit is die wonderlike ding van kind van God wees, dat die storms woed, maar daar's vrede hier binne. Maar in daardie dag sal dit net vrede hier wees nie, daar sal oral vrede wees. Jesaja 2 vers 4, jy kan dit self gaan lees, in daardie dag sal hulle van hulle swaarde pikke spee, en van hulle spiese snoeimesse. Die wapen sal neergelê word in die dag. As jy gaan lees in Jesaja 9 vers 6, miskien kom ons blaai maar na die verse toe. Dit is altyd beter om dit te lees. En daai dag sal dit vrede wees, Jesaja 9:6. Hy sê, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid. Sien jy daar? Heerskappy tot vrede sonder einde. Halleluja. Jesaja 11:9. Blaai gou so toe. En in die dag sal die nasies, hulle sal geen kwaad doen, vers 9, of verderf aanbring op my heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Daar sal geen kwaad aangerig word in daardie dag nie. Kom ons kyk gou, blaai 'n bietjie verder in Jesaja, hoofstuk 65, vers 25, hy sê, die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos 'n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, sê die Here.
Laat jou oog val na hoofstuk 66 vers 12. Hy sê, want so sê die Here, kyk, die vrede lei ek na haar toe soos 'n rivier, en die rykdom van die nasie soos 'n oorlopende stroom, en julle sal suig, julle sal op die heup gedra word, en op die knieë getroetel word. Vrede. Geen kwaad. Jy weet, in daardie dag sal daar geen ellende wees nie. Geen swaar kry nie. Geen geweld. Daar sal geen gevaar wees nie. Ek wil vandag nie eens by my huis en deur uit in die idee van, hoor, hier is gevaar. Daar's net sekere plekke waar jy nie gaan nie. Maar kyk gou wat sê, as jy teruggaan na Jesaja 11 toe. Kyk gou wat sê vers 6. Hy sê, dan by die wolf, by die lam. En die luiperd gaan lê by die bokkie. En die kalf, en die jong leeu, en die vetgemaakte vee by mekaar. Hulle lê almal by mekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Here, my seun gaan, hy's nou nie meer klein nie, maar jy wat nog kinders het, hy gaan met die leeu se maanhare speel. En jy gaan daar sit en foto's neem en sê, hy, kyk nie toe oulik. Kyk hoe oulik speel my seentjie met die leeu se maanhare. Gaan jy vandag doen nie? Hy sê die koei en die beer in wy, die beer wy saam met die koei. Vandag eet die beer die koei. Daai dag wy hulle saam. En die leeu eet strooi soos 'n os. En die suigeling speel by die gat van 'n adder. En die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilik, die giftigste slang wat jy kry. Die kind speel daarmee, soos wat jy speel met 'n string parels. Hulle sal geen kwaad doen, of verderf aanrig op my heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here. Soos die waters die seebodem bedek. Oh, what a day that will be. Whereby Jesus I shall see. Weet jy, Jesaja praat van nog iets wat in daardie dag nie 'n realiteit gaan wees nie, wat vandag 'n groot realiteit is. Weet, as jy vandag by 'n winkel stop, dan mag jy mos nie naby stop daar by die ingang nie, want dit is mos vir die gestremdes. Nee, dis mos ook 'n geel strepe met so rolstoel, of vir die seniors, maar wat, tomato. Export, asseblief, export. Maar spesifiek vir die mense wat nie meer so ver kan loop nie, en ook vir gestremdes in rolstoele. Maar weet jy, daai dag gaan daar geen spesiale wetgewing meer wees nie. Geen spesiale parkeerareas vir gestremdes nie. Want daar is nie in daardie dag meer gestremdes nie. En Jesaja het dit geprofeteer. Hy het gesê daar in hoofstuk 35, hy sê in vers 5, hy sê, dan sal die oë van die blindes geopen word, en die ore van die dowes omsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok. Amen. En die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. Halleluja! Waterstrome in die woestyn. Dubai sal 'n waterplas wees. Ja. Ek hier is al klaar besig om die grond voor te berei, want het lyk my daar is 'n paar groot storms wat daar uitbreek die laaste tyd. Broer en suster, dis waarna ons kan uitstien. Ag, en ons gaan nie meer hoef te worry oor werk soekie. Ons gaan nie meer hoef te worry nie. Want daar gaan geen gebrek wees nie. Daar sal volop wees. Die heelendou sal in die hemel uit oor ons neersak. Jesus. In daai dag. En daardie dag sal die Here heers.
sy naam sal een wees. Amen. Ek onthou nou net, Psalm 2, praat ook van daai dag. Wil julle gou dit hoor? Gou. Want Psalm 2 is eintlik 'n opsomming van alles wat gebeur, vanaf wat gebeur by die begin van die dag, tot en met Jesus kom. Kyk gou daar, Psalm 2. Hy sê daar, as ons hier eens 'n paar verse lees, gaan jy sien, dis eintlik waar ons nou is. En dan wat gaan gebeur? Nie lank na hierdie dae nie. Hy sê, waarom wil die nasies en bedink die volke nietige dinge? Dit klink soos die rapport van vandag, né? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Jy sien, die wêreld wil die standaarde van God afruk. Hulle wil niks te doen hê met God se verordeninge, met God se wetgewing. Kom ons ruk die weë van die Here, kom ons ruk dit van ons af. Kom ons leef volgens ons eie begeerlikhede. Kom ons eet en kom ons drink, want môre sterf ons. Moenie worry oor die dag van môre nie. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hom. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Jy sien, hierdie dag wat begin het, waar die God nog genade het, gaan eindig in die dag van God se toorn. Die dag van God se grimmigheid. Teenoor almal wat hom verwerp. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Broer en suster, hier praat van eindtye. Hierdie praat van die dag wat Jesus Christus sy troon sal bestyg. Dit wat God aan hom beloof het. Om sy troon op aarde, op die troon van Dawid, in te neem. En sy heerskappy, die wetgewing sal vanuit Jerusalem uitgaan. Dit is wat Jesaja 2 vers 3 sê. Wanneer die wet vanuit Jerusalem uitgaan, dis in daardie dag wat die Here hom koning sal maak. Op aarde. Hy is reeds koning van die konings. Ek praat nie van sy koningskap in sy universele koningskap nie. Ek praat van sy theokratiese koningskap hier op aarde. Wanneer God hom koning sal maak hier op aarde. Dis daardie dag wat hy van kom. En van my, hy sê, eis van my, en ek wil nasies gee, en as u erfdeel en die eindes van die aarde, as u besitting. Sien, God het aan sy seun hierdie aarde beloof. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, u sal hulle stukkend slaan, soos 'n erdepot. Daar gaan 'n dag kom wat al die koninkryke van die aarde, die koninkryke van ons God sal word. En die Here sal, die Here Jesus sal met sy ysterstaf sal hy al die koninkryke verpletter. Wanneer hy op 'n wit perd gaan kom en vuur vanuit sy mond sal uitgaan en hy hierdie aarde sal platvee. Ek praat van al die koninkryke van die aarde, die wêreldstelsels van hierdie aarde. En die Here, sy Vader, het dit vir hom beloof. En alles sal verbreek word. Hy sê, wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewering. Die Here roep nou die konings van die aarde, die presidente en die ministers om te sê, buig nou julle knieë. Want as julle nie nou gaan buig nie, sal julle eendag geforseer word om julle knie te buig. Yes. En dit sal 'n buiging wees van vrees en van verskrikking. Hy sê, kus die seun, met ander woorde, maak nou vrede met God. Kus die seun, kan jy sien, kus die seun, maak vrede met Jesus. Erken hom. Onderwerp jou aan hom. Dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kom sy toorn. Gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Broer en suster, ek wil u aanmoedig, kus die seun liewer nou.
Want eendag sal elke knie buig, maar jy wil nie dan vir die eerste keer jou knie buig. Buig liewer nou, en bid hom nou. Ja, eendag sal die Here koning wees oor die aarde. Wie is hierdie koning? Wat oor die aarde koning gaan wees? O, die profeet het vir ons gesê wie die koning gaan wees. As jy gaan lees daar in Jesaja 9 vers 5, dan sê hy, 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem wow. Ons sal nog praat oor die drie eenheid. Sien julle selfs Jesus word genoem ewige Vader. Interessant. Interessant. So hierdie kind of hierdie koning gaan as 'n kind gebore word. Dit laat my herinner aan iemand wat gebore was as 'n kind. Micha 5 vers 1 sê wat, waar gaan hierdie kind gebore word? O Efraim of wat? Bethlehem Ephrata. Lees dit gou, lees dit gou. Ek het mos nog 5 minute. Kyk gou Micha. Micha 5 vers 1. Hy sê jy Bethlehem Ephrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, wat uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Jesus het nie 'n begin en 'n einde nie. Hy kom uit die dae van die ewigheid. En hy was in Bethlehem gebore. Dit wil vir my al hoe meer lyk asof ons praat van 'n spesifieke persoon. Daniël het na hom verwys. Kyk wat sê Daniël 2 vers 44. Hy sê daar, maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk toegelaat word nie. Dit sal alwaar die koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Hierdie koninkryk wat op aarde gevestig sal word, sal 'n ewige koninkryk wees. Die ewigheid begin daar. Ons is klaar kinders van die ewigheid, maar daar sal dan geen dood meer wees. En dan wanneer die ewige staat gaan verskyn, na die millennium verby is, dan gaan die ewigheid net aan. Sy koningskap sal vir ewig wees. Kyk gou, Daniël 7 vers 14 sê, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sien jy daar, al die volke, nasies en tale vereer hom. En sy heerskappy is sy ewige heerskappy, wat nie sal weggaan nie, en sy koninkryk een, wat nie vernietig sal word nie. Halleluja, dit is sy ewige heerskappy, dit is sy ewige koninkryk. Wie gaan hierdie een wees? Oh, liewe vriende, wat het Paulus vir Filippus gesê? In Filippus 2 vers 2, hy sê, daar kom 'n dag wat elke knie sal buig. Elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God. Oh, ja, Openbaring praat so baie van hom. Openbaring is vol van Jesus, want dit is mos die openbaring van Jesus Christus. Jy, elke hoofstuk van Openbaring, jy sê net Jesus, 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 en jy lees van sy koninkryk. Kyk gou hier. It's all coming back to me now. Openbaring 11, vers 15. Hy sê daar, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons sy Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Halleluja! Terwyl ons so in die rol is, kyk sommer hoofstuk 12 vers 10. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel. Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Halleluja, hoofstuk 15 vers 4. Gaan gou soontoe. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig,
Want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Hoofstuk 19 vers 6. Hy sê daar, en ek het gehoor, een soos die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van 'n sterk donderslag wat sê, Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Dis my Jesus, hierdie koning wat gaan kom, wat oor die hele aarde gaan heers, is niemand anders as Jesus Christus, jou verlosser en my verlosser. Hy gaan terugkeer. En die Here God gaan een wees. En sy naam een. Sien jy uit na daai dag? Amen. Ek dink die lam staan al gereed. Johannes het gehuil, toe hy sien niemand was waardig om die boek te neem nie. Maar ek dink die lam staan gereed. En toe Johannes weer kyk, toe sien hy daar kom een, wat lyk soos 'n mens, maar hy lyk ook soos 'n lam. En hy neem die boek in die Vader se hand. En die serafs, en almal wat daar teenwoordig was, het gesê, U is waardig. Daardie boek is die titelakte van die aarde. Weet, ons as mense het mos 'n titelakte, as jy 'n huis gekoop het, 'n titelakte. En as mense wonder of dit jou huis is, dan sê, hoor, hier is my titelakte. Daar's 'n titelakte in die hemel. Die Satan dink die aarde is syne, maar hy het nie 'n titelakte nie. Die titelakte is weggebêre daarbo. En Jesus staan gereed, want hy is die eienaar van hierdie aarde. En dan gaan hy daai titelakte neem, en hy gaan die seels breek. En as jy Openbaring 6 gaan lees, dan sien ons in Openbaring 6, dat Jesus gaan met sy uitsettingsbevel begin. Want jy sien, baie keer het jy mos 'n huis, maar dan staan die huis leeg. En wat gebeur? Dan kom maar allerhande ongewenste elemente, hulle kom skop nes daar in jou huis. En jong, dis 'n storie om hulle daar uit te kry, is dit nie? Wie het al daai ervaring gehad om mense uit jou huis uit te kry? Dis jou eiendom, hy sê, jy traai maar, kyk maar of jy my gaan uitkry. Dan moet jy begin met 'n uitsetting, moet jy so 'n uitsettingsbevel kry. En dan is dit ook 'n proses. Maar nou is dit eers van, sit hulle krag af in hulle water. Maar ek sê jy mag. En as hulle dan nog geen wil luister nie, dan verander jy die slotte. En dan, waar is die goeie ou daar? En dan as jy dan nog geen wil luister nie, dan kry jy nou die bal hier, of wat is die manne wat daar nou kom, né? Dan kom gooi hulle jou uit. Is dit ook nie meer te? Nee, mense. Those were the days. Maar broer en suster, maar dis wat gaan gebeur in daardie dag, want ons sien dat Jesus gaan eers sy hand afneem, God gaan sy hand afneem van die wêreldstelsel, en daar gaan oorlog uitbreek, en daar gaan hongersnode wees, en daar gaan pestsiektes wees, en daar gaan armoede wees, en dan gaan die Here direk toeslaan, hy gaan mense toeslaan met siektes, en die water gaan in bloed verander, riviere gaan in bloed verander, 'n derde van die see se visse gaan sterf. Dit gaan 'n verskriklike dag wees, maar dis hoe God met sy uitsettingsbevel begin. En dis die dag van God se toorn. En dan sal die konings van die aarde roep, o, berge val op ons! Hemels bedek ons vir die groot en verskriklike dag van die Here. Jy kan dit gaan lees op Openbaring 6. Maar dis daardie dag wat Jesus sy plek gaan kom inneem. Maar ek wil nog so baie praat, maar nou weet ek moet nou stop. Broer en suster, ons is nou in die dag. Nog baie moet gebeur, maar ons is nou in die dag van Esegiel en Sagaria. Ons is nou in die dag waar die wêreld Christus verwerp, waar die wêreld sy standaarde verwerp, waar hulle sy bande van hulle wil afruk. Hulle probeer die hele tyd Jesus uit skole uitkry, Jesus uit die parlement uitkry, oral. Jesus moet uitgewerk word. Maar is ook die dag waar die nasies benoud is.
Die wêreld is benoud, want die wêreld is in 'n toestand. En die morele weefsel van die wêreld is in 'n vervalle toestand. En die wêreld het nie antwoorde vir die agteruitgang nie. Hulle lieg vir ons om te sê, hulle dink hulle het antwoorde, maar hulle het nie. Want jy sien, elke dag gaan dit net verder agteruit. Maar dis ook in die dag wat die Here gaan sê, I'm coming back. En ek gaan my regmatige plek inneem, en ek gaan as koning wees oor hierdie aarde in die dag. En dit sal 'n regverdige koninkryk wees, en dit sal 'n koninkryk van vrede wees. Die groot vraag is, van watter koninkryk is u deel van? Is jy deel van die koninkryk van duisternis? Of die koninkryk van lig? Is jy een van die wat die bande van die Here wil afruk? Wat wil sê, Here, ek wil nie u weg volg nie. Ek wil nie volgens u standaarde leef nie. Of is jy die een wat die scepter van die koning gesoen het, kus die see, en jou onderwerp het aan hom, en sy koningskap in jou lewe aanvaar het. En hier is die realiteit. As jy deel is van die koninkryk van duisternis, sal dit jou vernietig. Maar as jy deel word van die koninkryk van lig, sal Jesus jou herstel en jou die ewige lewe skenk. Want 2 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is, sy het 'n nuwe skepsel. Ou dinge het verbygegaan. Alles het net geword. Van watter koninkryk is jy deel van, Herman? Jesus. Van die koninkryk van lig? Nou maar staan saam met my, man. As jy dieselfde koninkryk wat ek is. Nou maar staan. Die wat in die koninkryk van duisternis is, julle kan maar bly sit. Ons sal na die tyd met julle praat. As hier is iemand wat sit, ons vra nie dat al die susters hier kom. Die langer om terug op te staan. Hoe het jy nog gedink oor? O, wandel in die lig van God. Ja, ek wandel in die lig van God. Ken julle dit? Ek wandel in die lig. Dis al wat hy sê. Ek wandel in die lig. Ek wandel in die lig van God. Ken julle met Zulu? Mama yakani kati. Julle ken hom nie. Broer en suster. Dis die wonderlikste plek om te wees in jou lewe. As om in die lig te wandel. Hy wat in die lig wandel, kom na die lig. Sodat sy werke geopenbaar kan word. Dat dit uit God is. As ons dan sê ons is kinders van die lig, kan ek vir u vra, dit wat jy doen, is dit uit God uit? Of is dit jou vlees? Jy weet, as jy kind van God word, het jy 3 vyande. As jy in die wêreld is, het jy geen vyande nie. Wel, God is jou vyand, jy het nie vrede met God nie. Maar God is eintlik die een wat jou sy vriend wil maak. Maar as jy God aanneem, skielik het jy 3 vyande. Die wêreld, die vlees en die duiwel self. En as ons onderwerp aan die begeerlikhede van die vlees, of aan die wêreld, of aan die stem van Satan, is ons eintlik in vyandskap met God. Hoe kan ons dan sê ons wandel in die lig, waar ons doen die werke van duisternis? Mag die Here ons help as kinders van die lig, dat ons die werke van die lig sal doen. Amen. Hemelse Vader, ek bid vir my vriende. Here, dis ons begeerte om U te behaag in alles wat ons sê en doen. Ons erken, Here, ons struikel soms. Maar U woord het vir ons geleer, al struikel die regverdige. Die Here help ons op. Amen. Maar ons het ook die waarskuwing van Hebreërs 10, dat as ons opsetlik sonde, nadat ons tot die kennis van die waarheid gekom het, is daar geen offer vir sonde meer oor nie. Here, help ons dat wanneer ons besef dat ons het gestruikel, dat ons dit sal bely en erken. Want die bloed van Christus reinig van alle sonde, as ons dit bely. Maar dat ons nie daarin sal voortleef. Want as ons daarin voortlees, dan kan Hebreërs 2 inskop waar hy sê dat ons wegdryf. Soos 'n boot wegdryf uit 'n hawe. En voor ons oë uitveer, het ons oorbeweeg van lig na duisternis. Help ons dat dit nie met ons sal gebeur. En ek onthou selfs die woorde van daardie disippels, toe Jesus gesê het, een van julle sal my verraai.
daar by die laaste avondmaal, het al die disippels gesê, is dit ek? Niemand het gesê, dit was Judas nie. Almal het gewonder, is dit dalk ek? En ek staan ook. En Here, U het vir ons geleer in 2 Korintiërs 13 na vers 5, dat ons moet onsself ondersoek, of ons nog in die geloof is. Wandel ons nog in die lig. En Here, ons wil ook sommer nou van hierdie geleentheid gebruik maak om dit te doen. Om ons harte te ondersoek. Wandel ek in die lig van God. Ek vra Heilige Gees, U wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dat U nou sal werk in die hart van elkeen wat bely dat ons is van die lig. Ek dank U vir hulle. Maar Here, ek vra ook dat U nou U lig in ons harte sal skyn. Sodat ons sal weet, dat ons U lewe, dat ons U welbehaaglik is. In Jesus naam vra. En dank U dat ons kan uitsien dat daar die heerlike dag, wat U gaan terugkom. En U gaan heers oor die hele aarde. Die kennis van die Here gaan die aarde vul. En daar gaan net een God wees. En sy naam gaan een wees. Ons sien uit daarna, Here. Help ons om te volhard. Tot die einde toe. Dis my gebed in Jesus naam. Help ons om so te hardloop, dat ons verseker daar die onverwelklike kroon sal verkry. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Sê 'n bietjie vir jou maatjie, ons moet hardloop met volharding. Ons moet hardloop met volharding. Amen. Baie dankie.